Ja, ek staan 'n bietjie hier buite, dis warm hier in die Noord-Kaap son en ek wil 'n bietjie met jou praat as die dood roep. Jy weet, ons kan so opgewonde wees, ons hou nog partytjie of ons ry met ons diermotor of goedkoop motor, ons hou braaivleis, ons geniet ons lewe en ons mag ons lewens geniet. God het ons op hierdie aarde gesit om dit te geniet. Ons moet nie met lang gesigte loop, ons is nie donkies nie. Ons moet dit geniet. Maar waar is jy as die dood roep? Waar is jy as die dood roep? Die dood roep en op hierdie aarde roep die dood vir elkeen. Waar is jy daardie dag as die dood roep? So ek wil so 'n bietjie met jou gesels. Wie gaan hemel toe en wie gaan nie hemel toe nie? Kom ons klaar dit nou uit. Baie eenvoudig. Hierdie volgende mense gaan nie hemel toe nie. Kom ons haal dit aan uit die skrif uit. En ek lees net so 'n paar versies. Ek haal aan uit 1 Timoteus 1, die son skyn 'n bietjie kwaai op my skerm. 1 Timoteus 1 vers 10. Hoereerders, jy slaap saam met die ander vrou, voor die huwelik. Jy's getroud, en jy maak die Facebook se prentjie groter. Jy't welis, jy belustig haar. Jy's 'n hoereerder. 'n sodomiet. Die Bybel praat van sodomiet. Jy kry twee dorpe, Sodom en Gomorra. Sodomiet was iemand, twee mans wat seks het, is 'n sodomiet. En dan, daarom het God swaal en vuur laat val, sodat 'n sodomiete kan uitgewis word. God haat dit. Ek en jy kan dit nie toesmeer onder genade nie. Daarom is die LGTB++, wat ook al, van die pad af. Want God haat dit. Hy praat van mensediewe, human trafficking, al die goed, leenaars, iemand wat elke dag loop en lieg. Jy gaan nie hemel toe nie. Dis nie ek wat so sê nie, God se woord sê so. Myn eniges, jy staan lekker in die hof. So help my God. En jy laat sluit iemand toe onwettig. Jy gaan nie hemel toe nie. Jy moet dit met God regmaak en jy moet na daardie persone toe gaan en jy moet sê, ek het gelieg. Ek self het 'n man geskiet voor 'n disco in Appington in sy been. En ek het vir jare gelieg, ek het in die hof gelieg en ek het onskuldig gekom met my leuns. My pistool was weggestuur vir ballistiese toetse. Ek het daar ook geslaag, want ek was skelm. Die leuen het ander sondes gebaar. Maar daar was 'n dag na my redding, wat ek soos die tollenaar gemaak het. Ek het na die oom, die pa van hierdie seun gaan en jammer gesê. Ek het nou die dag die broer gekry, ek het jammer gesê. Gaan op jou pad terug en gaan sê jammer. Moenie lieg nie. En alles sê wat met die gesonde leer in stryd is. Kom ons kyk 'n bietjie verder. Wat sê hy nog? Hy sê hierso in Openbaring 22 vers 15. Maar buite is die honde en die towenaars. Jy wat met magic speel. Jy wat jou kind groot maak met programme op die TV met magic. 'n kunstenaars, daardie tipe goed. Hoor wat sê God, hulle deel is in die poel van vuur en swavel. Is nie ek wat dit sê nie, kom weg by towerstaffies, kom weg by magic, 'n liewe heksie, en 'n heks, en 'n dit. Ek het satanisme ondersoek, in die polisie. As jy 'n ding soos 'n liewe heksie nie, as 'n heks, ons het duiwels uitgedryf. Hoor wat ek jou vandag sê, liewe heksie is uit die put van die hel. Maar ek wil nie daar begin nie, moenie vir my vra wat is reg of verkeerd nie. Kry jy 'n verhouding met God, dien die Here, en jy sal sien. Sal nou 'n bietjie hier, die dood roep. Hier agter my is die begrafplaas. Die dood roep vir my en vir jou. Is jy gereed om jou God te ontmoet? Die hoereerders, die moordenaars. Ek staan skuldig voor God as 'n moordenaar. Toe kom hy met sy kosbare bloed en hy was my skoon. Maar ek moes gaan verskoning vra. Afgode dienaars, daai kar wat jy liewer het is vir God. Daai brandewyn wat jy geld op uitgee en sigarette gee jy geld op uit, maar jy gee God se tiende nie. Jy's met 'n afgod doenig, nie meer rook en drankie. Jou deel is in die poel van vuur en swaal. Wanneer die dood roep, gaan jy die pyne in die hel voel. Kom ons kyk 'n bietjie, dis nie wat ek sê nie, dis wat die woord sê. Hy sê in 1 Korintiërs, en daarna gaan so 'n bietjie aanstap hierso. 1 Korintiërs 6, vers 10, moenie dwaal nie.
Jy sit in 'n plek en jy weet die Bybel sê, doop na bekering. Maar jy dwaal, omdat jy gebelieg is. Die Bybel sê, 1 Korintiërs 3 vers 16, as jy hierdie tempel, hierdie liggaam beskadig, het jy moeilikheid. Jy hou ander rook en drink. Jy hoer, jy beskadig hierdie liggaam, jy dwaal. Geen hoereerders, of afgoddienaars, of egbrekers, dit is 'n man wat aan 'n man se vrou kuier, of wellustelinge. Jy wat so in die pornografie is, jy wat kyk na ander, wellustig. Die vrou loop daar, kyk jy net aan haar onderlyf, agterna. Hoor wat sê, sodomiete weer, man en man, vrou en vrou. Diewe, jy steel. Gierigaards, dronkaards, hier sê die Bybel, 'n dronkaard gaan die hemel toe nie. Hoor gou mooi, as 8 biere jou dronk maak, en jy drink 1 bier, as jy 1/8ste dronk. Kwaadsprekers, daai een, hy kom na ons toe 'n bietjie, nou raak het 'n bietjie warm hier om ons. Ons spreek kwaad vir mekaar, ons kinders. Rowers, hoor daar, hy bo begin geen van hierdie sê, sal die koninkryk van God beerwe nie. Sê wat ek sê nie, dis wat God sê. Kom stap so bietjie nader, die dood klop aan jou deur. Is jy gereed? Ken jy God net wanneer jy siek raak? Ken jy God net wanneer jy nood het vir geld? Ken jy andersins nie God nie? Die evangelie gaan verlore. Jesus het gesê in Matteus 28 vers 19, gaan verkondig die evangelie. Ek moet mense pleit vir 'n tank diesel. Ek moet mense pleit om 'n bietjie tyres op die busie te sit. Dank die Here dat daar is mense wat dit gee. Maar daai selfdes wat ek pleit, rook per maand 'n tyre uit. Rook per maand 'n dieseltank uit. Jy rook 30.000 traktaatjies wat mense kon ingebring het uit. Jy gaan nie voor God staan en daardie dag jou groot man hou nie. Daai dag is ek nie daar nie. Die predikers is nie daar nie. Daai dag kan jy mos nou vir God sê, hoe ontevrede is jy oor kerke en pastore. Jy kan mos daai dag vir God in sy gesig sê, Here, ek sal rook, ek sal drink, ek sal oreer. Jy vertel my nie, want jy was mos so op aarde. Die dood roep, gaan jy dit vir hom sê? Pop en gospel is waar die tekke die deurslaan, waar ons uitgaan en vir mense wat honger is, wat verlore gaan, die evangelie bring. Feeding the nations through salvation. Maak disippels van alle nasies, raak betrokke by Pop en Gospel. Johannes 3 vers 3, voorwaar ek sê vir jou, as jy nie weergebore is nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie. Hy sê in Openbaring 20 vers 15, en as dit bevind is dat jou naam nie opgeskryf is in die boek van die lewe nie, sal jy in die poel van vuur gegooi word. Groot man, sterk man, wonderlike, arrogante man. Jou geld praat mos vir jou, daarom kan jy mos ander vertrap, daarom kan jy mos 'n rasis wees, daarom kan jy mos ander vloek, daarom kan jy maak wat jy wil, sterk mannetjie. Hoor gou vir my, Johannes 3 vers 3, as jy nie weergebore is nie, sal jy die koninkryk van God nie sien nie, sê Johannes 3 vers 3. Openbaring 20 vers 15 sê, as dit bevind is dat jou naam nie opgeskryf was in die boek van die lewe nie, as jy in die poel van vuur gooi, nie in jou kerkregister nie. Jy kan vir jou bazaar 60 beeste gegee het, jy kan vir jou bazaar koeksisters gebak het, jy kan vir jou bazaar en jou dominee kan elke aand by jou wyn gedrink het, of gekuier het. Ek noem dit, want as baie pastore en dominees, die dood roep vir jou, van die kindertjies sien hoe jy saam met pa wyn drink. Jy het moeilikheid as jy voor God staan. As hy vir jou gaan sê, gaan weg van my af. Ek ken jou nie. Maar Here, ek het gepreek elke Sondag. Here, ek het huisbesoeke gehou. Gaan weg van my af. Ek ken jou nie, na die ewige vuur toe. Die dood roep. Jy kan maar sê ek oordeel. Jy gaan ook voor God staan. En God gaan vir jou sê, jy gaan nou hel toe. En dan gaan jy sê, maar Here, ek het dit en dit.
Dan sê jy, onthou jy die dag, toe jy die boodskap gesien het, die dood roep, toe jy gesê, rooi is oordeel, terwyl rooi is mense ingeroep het, vir die koninkryk van God, het jy jou manhaftig gehou. Hy oordeel, terwyl hy jou gewaarsku het. Mense misverstaan ons. Genade en liefde en omgee is wat ek nou mee besig is. As ek vir jou omgee, wil ek jou inhê by die hemel. As ek vir jou omgee, wil ek jou inhê. As ek nie worry oor jou nie, en ek worry net oor jou beursie, smeer ek die botter en die heuning dik. Want ek moet jou nie uittrap nie, want na die tyd wil ek 'n bietjie geldjie hê. Maar ek sê regtig vir mense, ek doen evangelisasie, my spanne per week. Ons gee meel, op hierdie stadium, 4.2 miljoen mense het voeding gekry. Ek vra jou, gee. Maak jou nie met die hel bang, ek maak jou nie met die hemel gelukkig nie. Gee vir God, maar ek sê ook vir jou, al gee jy en jy's nie wedergebore nie, gaan jy hemel toe nie. Jy kan nie deur gee inkom nie, maar wanneer jy wedergebore is, wanneer jy God dien, wil jy gee. Ek challenge jou vandag, los jou brandewyn en jou sigarette en gee dit elke maand. Laat ons kan siele wen. Die dood roep, al gaan ek ook deur die doodsvallei. As ek by die Here is ek nie bang nie. Want goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Kan jy dit sê? Of ken jy die teksversie? Ken jy Psalm 23, terwyl jou kus sak? En hulle lees Psalm 23, terwyl jy in pyniging is, die dood roep. Ja, so Willem, wat maak julle? Ek maak sleep vir iemand wat oorlede is. Dis wonderlike werk wat julle doen. Ek wil ook eers vir jou dankie sê. Toe ek jou gevra het, sal jy vir my mense kry. Toe jy gesê, pastoor, maar ek wil ook help. Jy het 'n baie mooi hart, Willem. Dankie vir julle gesindheid hierso. Ek hou nie van plakkerskampie, maar kom ek noem dit, laat mense hoor. Dis 'n plakkerskamp se gesindheid wat so mooi is. Maar kom ons kyk hier. Wanneer die slap vir jou begrafnis gemaak word, hoor mooi, wanneer jou kus sak, wanneer die mense huil om jou kus, en hulle trek die toue op, as jou kus onder is, en hulle sit hierdie slaps neer, en hulle gooi die kluite, en daar die klippe, en jy hoor hoe dit slag, dat die dood jou geroep. Terwyl die ander huil, is jy of by die hemel of by die hel. Want terwyl jy gelewe het, het God jou gesê, die dood roep. Elke sigaret wat jy aangesteek is, het die Heilige Gees met jou gepraat, maar jy het geblaas in sy gesig. Elke dop brandewyn wat jy gegooi het, en partykeer jou kind dit laat gooi het, en jou kind so geleer het God gesê, kom na my toe. Saggies en teer is die roepstem van Jesus, maar by die braaivleis met jou vuil grappe, en jy dit doodgepraat. Maar jy was party Sondag in die kerk nog half babbelas, gestink na brandewyn, en gedink dit sal jou in die hemel bring. Die dood roep. Die dood roep. Wanneer maak jy met God reg? Maar vir die man wat God dien, roep die dood nie. Ons sê, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Want daar was 'n Jesus wat gestap het kruis toe, en hy die dood oorwin, maar hy die dood oorwin vir die wat wedergebore raak, hy die dood oorwin vir die wat sy naam in die boek van die lewe is, hy die dood oorwin vir die wat gesê het, ek los my sonde, en ek draai 180 grade, daardie mense, die dood is oorwin, die dood kan jou hoe roep? Die heerlikheid roep jou. Wanneer ons sterf in die kus sak, dan jubel jy saam met Jesus. Ek vra vir jou wat nie bekeer is nie. Gaan jou geleentheid op hierdie program gee. Voor jou vrou, voor jou kinders, voor jou man. Moenie vandag skaam wees nie. In die hel is baie mense. Sal hy nou 'n half minuut kans kry om te bekeer? Worry hulle nie of dit op Loftus Versveld is met rugby nie. Hulle sal opspring en sê, ek wil Jesus kies, want die hel is 'n plek om te speel nie. Die hel is 'n plek sonder water. Die hel is 'n plek na 10.000 jaar kleef jou tong nog in jou verhemel te vas. Dis 'n plek wat wurms jou afvreet omdat jy onvergewensgesind was. Dis 'n plek wat jy brand en brand.
Jy gevoel hoe klop jou vinger as hy gebrand het. Dit is nie eers 1% nie. Jou hele liggaam gaan dag en nag, elke sekonde so, en jy sal weet, ek was arrogant. Ek het ander vertrap as ek uit my mooi bakkie uitklim. Weer sê ek, niks fout met mooi bakkies, as jy dit tot God se eer aanwend nie. Maar as jy dink jou geld stink, dan sal jy in die hel jou geld ryk. Kom vandag by God uit, die dood roep, wil jy nie om hom aanneem nie. Lorenzo, so gaan ek en jy ook eendag by 'n graf wees, in 'n kus, en ons gaan afsak. Ja. Ek wil vandag vir jou sê, daar was 'n tyd in jou lewe, wat jou pad was, die dood jou geroep het. Ja. Vertel my van daai tyd, net vinnig. Ek was 'n gewapende rower, ek het mense seer gemaak, ek het mense doodgemaak, onbewus, dat ek eintlik die roeping van God, leidings versdood oomrooi is, en wat ek hier besef, wat ek het die van natural dood gewag, dat is mense wat natural dood gaan, en dat is mense wat gewaarsku word, van die dood af, ons moet stop met ons sondes, maar nog steeds, ons hoor die boodskap, maar nog steeds hou ons aan met boetsvullige sondes, byvoorbeeld soos rook, hoer, roof, steel, elke sonde wat ons kan roep, ons besef nie, ons maak ons gat nog dieper as die gat nie. Luister maar, ek wil vra, op 'n dag, terwyl jy dood roep, het jy ook die Heilige Gees se stem gehoor. En jy het gehoor, Jesus roep, Lorenzo, ek het jou lief. Ja. En weet jy wat is my mooi, hy het nie na jou velkleur gekyk en sê, ek kies wit bo jou, ek kies bruin, ek kies Indian, ek kies Tswana, ek kies Chinees. Nee, hy het gesê, vir jou het ek lief, Lorenzo. Ek het vir jou in 'n kruis gesterf. Jy is kosbaar vir my en waardevol. Ja. En wat het toe gebeur? Ek het my lewe gedraai. Ek het dit alles gegee vir die Here. Vandag wil ek sê, vandag as ek vry in Jesus in. En wat die Here vir my kan gedoen, is so glo ek ook om te sê, die Here kan dit vir baie mense doen. Dit hang van jou af. Van God sê, ek het almal lief. Is ons wat nou en dan vra, as dit sleg gaan saam ons, Here, waar was jy? Maar die Here het dit 'n simpel antwoord vir ons om te sê, jy moet hier by my voete gewees het. Waar was jy? Hoekom het jy weggedwaal van my voete af? Bekeer jou en laat jou doop, wat die Here sê. Wanneer jy sak in hierdie gat, is jy gereed. Is jy gereed wanneer Jesus kom, dat jou graf ook gaan oopgaan en jy na hom toe gaan. Stop met wat jy besig is nie. Asseblief, kom na Jesus toe, voordat dit te laat is. Hy roep vir jou. Hy roep vir jou. As jy vandag sê, jy gaan hom aanneem, bid saam met my hierdie gebed. Maak jou stand in die huis vir jou kinders. Dat jou kinders, sit jou brandewyn neer, sit jou sigaret neer. Sê vandag bekeer pa, ma. Kindertjies sê, julle wil nou bekeer. Sê, Here Jesus, Here Jesus, ek is 'n sondaar. ek is 'n sondaar. Red asseblief my siel. Red asseblief my siel. Kom woon in my. Kom woon in my. Vergewe asseblief al my sondes. Vergewe asseblief al my sonde. Ek gee my liggaam, Gee my liggaam, my siel my siel en my gees en my gees oor aan U. oor aan U. Vul my met U Heilige Gees. Vul my met U Heilige Gees. Ek wil U dien. Ek wil U dien. Ek het U verskriklik lief. Ek het U verskriklik lief. Maar nou is ek onkundig. Maar nou is ek onkundig. Vat my van hier af. Vat my van hier af. Amen. Amen. As jy hierdie gebed gebid het, gryp jou Bybel, lees elke dag, nie een keer 'n weekie. Jy moet petrol kry soos 'n kar petrol kry. Sit worship musiek op, daagliks. Sing 'n liedjie saam met God voor jy werk toe gaan. Vanaand, lees vir jou kinders Bybel. Soek 'n warm gemeente en gaan dien die Here. Hy's verskriklik lief vir jou. Jesus like jou.
Begrawe my in die beeskraal, liewe pa, want dis al waarvan jy my geleer het, dat 'n seun nie mag huil nie, dat 'n seun nie mag treur nie, dat 'n seun sy pad oop moet veg in die lewe. Van perde en beeste en skape en van die plaag, is daar niks waarvan iemand my kan vertel nie. Uit jou harde geëelte ou hande, ons sweet lê saam op die lande, het jy my geleer om op my eie voete te staan. Maar een ding het jy vergeet, liewe pa, van die kruis wat daar geplant staan op Golgotha, van die bloed wat daar gevloei het, van die smart wat daar gelei is, van Jesus wat daar vir jou en my betaal het. Die tyd het gekom, liewe pa, dat ek moet gaan. Hierdie man wat vir my gesterf het, tegemoet. Onskuldig daar voor hom te staan, die hel vir ewig in te gaan. Tot ziens my pa, dis tyd dat ek moet groet. Beeskraal, liewe pa, want dis al waarvan jy my geleer het, dat 'n seun nie mag huil nie, dat 'n seun nie mag treur nie, dat 'n seun sy pad oop moet veg in die lewe. Die tyd het gekom, liewe pa, dat ek moet gaan. Hierdie man wat vir my gesterf het, tegemoet. Onskuldig daar voor hom te staan, die hel vir ewig in te gaan. Tot ziens my pa, dis tyd dat ek moet groet. Ja, tot ziens my pa, dis tyd dat ek